Goeiemôre, dit is donderdag die 23ste Julie. Vanoggend Romeine 8 vers 6 en 27. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Wat 'n ongelooflike groot stuk troos, dat ons die Heilige Gees het, wat namens ons bid, wat vir ons bid, wat ons behoeftes, ons gedagtes, ons pyn, ons seer, ons hoop, alles omsit in woorde, wat God kan hoor, wat God verstaan, wat vir God belangrik is. Ja, God ken ons harte. God pleit vir ons deur die Heilige Gees. Hier is hy in vers 27, die Heilige Gees bid volgens die wil van God vir gelowiges. Dis amper asof ons iemand het wat vir ons tolk en ons foute en ons verkeerd praat en ons dom praat regmaak. Die wonderlike is dat God sy Gees so vir ons gee om ons te help en ons by te staan. Dat God ons ken, dat God namens ons bid, vir ons bid. Mag jy elke dag met hierdie sekerheid leef. Na God toe gaan met woorde wat dalk struikel en woorde wat dalk weg is. Mag jy na God toe gaan en weet dat hy ook vir jou liefhet en vir jou genadig is. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat ons weet dat die Gees vir ons bid, namens ons bid. Vir ons intree wanneer ons woorde opraak en min raak. Ja, wanneer ons woorde die mekaar raak. Ja, wanneer ons baie keer self nie eens regtig weet wat en hoe en wat vorentoe nie. Dankie dat U die Almagtige, die Skepper God, ook vir ons as mense liefhet. Bemoeienis maak met elkeen van ons en ons lewens. Ja, Here, bemoeienis maak met ons alledaagse gesukkel, ons alledaagse uitdagings, ons vreugdes, ons hartseer. Dankie dat ons nou by U kan staan en weet dat U 'n Vader is wat hoor, wat luister, wat omgee vir sy kinders. Ons bid vir mekaar as geloofsgemeenskap. Here, U ken elkeen se hartseer, se nood, se vrees. Here, U ken ons vreugdes. Dankie dat ons by U genade ontvang en by U liefde kan beleef. Vou ons toe in die arms en mag ons hierdie genade en liefde deel met 'n wêreld wat U so nodig het. Amen.